staan ons voor die heilige God van die hemel en die aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en die datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal die Heer bring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar het hom behaag, en dat ons aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en eer van oorwinning aan hom te gee, van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en eer van oorwinning aan hom te gee. Hier staan ons voor die heilige God van die hemel en die aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, dat ons die dag en die datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar het hom behaag, en dat ons aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en eer van oorwinning aan hom te gee, van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en eer van oorwinning aan hom te gee, van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en eer van oorwinning aan hom te gee, van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en eer van oorwinning aan hom te gee. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kinders, sy skape, deur sy hand versorg. Amen. Geliefde kind van God, genade vir jou, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus deur die kragvolle werk van die Heilige Gees in jou. Ons gaan gelofte psalms vanoggend saam sing. Wat bedoel ons daarmee? Psalms waarmee die voortrekkers die van die 15de of eintlik van die 9de Desember af ingelei na die 16de toe. En Psalm 68 verwoord is mooi van presies wat in daardie afloop of aanloop tot die gelofte gebeur het. Die Here sal opstaan tot die stryd. Hy sal sy halterskerm wyd laat wegvlug voor sy oog. Kom ons staan. Dan loof ons om met Psalm 68 en daarna doen ons gebed. Hier zal ons dan door Israël
Vader in die hemel, ons roep U aan. Ons is op hierdie besondere dag, op 16 Desember 2024, is ons by 'n kruispunt in ons volk se geskiedenis. Ons dank U, Vader, dat U deur die werking van die Gees op 'n dag soos vandag ons terugroep na U. Ons terugroep om te kyk waar ons vandaan kom, sodat ons ook met een oog op die verlede die toekoms kan ingaan, met groot moed en met groot krag. Ons dank U, Vader, dat U dit so beskik het. U is die een wat bepaal watter persoon in watter volksverband U mag loof en prys. Ons het geen aandeel daarin nie. U het voor ons geboorte dit bepaal en dit besluit. Hemel Vader, en daarom kom ons met soveel respek en met soveel dankbaarheid in ons harte na U toe, want ons gaan vandag in besonder weer hoor hoe U 'n volkie wat uit geloofsverdrukking gebore is, lewensruimte gegee het aan die suidpunt van Afrika. Hemel Vader, en midde in hierdie dag en midde in hierdie omstandigheid, dank ons U, ons loof U en ons prys U vir die oorwinning wat daar plaasgevind het. Nie vir ons nie, maar vir die eer van U naam. En saam met daardie danksegging, Vader, wil ons ook vanoggend kom en ons wil smeek. Ons wil smeek dat U met ons en ons kinders en ons kindskinders sal wees in hierdie land. Dat U ons sal behoed en bewaar. Dat U ons sal vashou en dat ons die wete sal hê dat ons name in die handpalms ingegrafeer is. Dat U ons vashou en dat U met ons op pad stap. En dat ons daarvan vandag weer wonderlike getuienis kan doen. Hemel Vader, ook midde in hierdie droogte, waarin ons groot dele van ons land vasgevang is, wil ons hierdie dag ook gebruik. Nie om vir U te vra asof U 'n gelukbringer is, maar eers vir U te vra, Vader, vandag, wys ons eie geestelike droogte vir ons uit. Sodat ons, soos Psalm 42 sê, soos 'n hert wat smag na waterstrome in 'n woestyn, so smag my siel na U, o God, die lewende God, die lewende water, Jesus Christus. Kom wys die dorheid van ons siele vir ons aan. En as ons dit besef het, open tog die vensters van die hemel. Maar voor ons dit nie besef nie, en voordat hierdie volkie nie tot belydenis wil kom, doen wat U in die dae van Elia gedoen het. Al moet dit vir 3,5 jaar kom. Ons smeek U, Vader, bring ons tot inkeer, sodat ons tot U kan bekeer. Sodat daar verlossing kan kom, en sodat daar uitkoms kan kom op die regte tyd. Keer dat ons die wêreld sal afsterf, en Jesus Christus as ons enigste koning sal kom. Dit alles bid en vra ons smeek ons in die naam van die geliefde Seun, Jesus die Messias. Amen. Interessant as mense die geloftes geskiedenis bestudeer, dan kom jy agter, daar was nie onder een van die trekkers die idee of die gedagte van moordlustigheid en van ek gaan julle almal doodmaak nie, maar daar was by hierdie ongeveer 400 manne in daai dae, was daar 'n totale bewustheid van afhanklikheid van God, verootmoediging. Toe hulle hierdie psalm wat ons nou gaan saam sing uit Psalm 38, toe hulle hom gesing het, en die Zulus wat die 15de daar op die laar gestaan het, van hulle het wetenskap gegee en gesê, dit het vir ons geklink as die voortrekkers hy. En dit is die hele stemming van gelofte. My erkenning van my eie sonde voor God.
En dit kan ons uit Psalm 38. Kom ons staan, so ons Psalm 38, 1, 18, 13 en daarna gaan ons saam lees wat ons doen. Joshua 5 vers 13 tot 15. Die wonderlike en die lekker daarvan is dat ons die woord van God ook vanoggend die geskiedenis bekyk in lyn van met Joshua 5 en die gebeure in hierdie hoofstuk. En terwyl Joshua by Jerigo was, slaan hy sy oë op en kyk. Daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. En Joshua het na hom gegaan en hom gevra, behoort u by ons of by die vyand? En hy sê, nee, maar ek is die leerowerste van die Here, ek het nou gekom. Toe val Joshua met sy aangesig op die grond, buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan sy diensknegt sê? Toe sê die leerowerste van die Here vir Joshua, trek jou skoene van jou voete af, van die plek waarop jy staan is heilig. En Joshua het so gedoen. Van hierdie paar verse gaan ons vandag in besonder bekyk en die lig van die geskiedenis van Bloedrivier ook daarop werk. 'n Geliefde kind van God, ons almal het al by 'n tyd in ons lewe gekom waar ons voel, ek veg 'n geveg wat ek nie kan wen nie. Dis iets in my lewe aan die gang wat ek net nie kan oorwin nie. En dit kan op verskillende terreine wees. Dit kan op die terrein van jou gesondheid wees. Jy worstel dalk met 'n siekte wat jou onderkry. Ek kan hierdie stryd nie wen nie. Ek beklei swaar vir my huwelik. Ek kan hierdie stryd nie wen nie. Vir my finansies, vir my werk. Dit raak vir my net een te veel. En jy weet, jy kan op geestelike vlak, kan jy ook by 'n punt kom, waar jy net voel, ek kan hierdie stryd nie meer stry nie. Dit is verlore. En soos een van die voortrekkers by Bloedrivier dit besef, so sal ons dit ook besef, terwyl die tweede Bloedrivier al hoe nader kom. Ons sal besef, hierdie stryd waarin ons gewikkel is 'n geestelike stryd. Paulus sê dit. God se kind begin al hoe meer besef, ek kan nie hierdie stryd op my eie wen nie. En daarom sien ons die afgelope paar jare mense wat die monument toestroom, mense wat gelofte dag eredienste toestroom, want hulle weet weer waaroor dit gaan.
In die tyd in ons geskiedenis het dit gegaan oor politiek. Vandag gaan dit weer om die regte redes. Dis 'n stryd tussen geloof en ongeloof. Hierdie stryd is geestelik. In 1838, in daai omstandighede, was dit 'n stryd tussen koning Jesus Christus en koning Dingaan. Dit was 'n stryd tussen God die Vader en die voorvader. Jy sien klaar, is geestelik. Dingaan sê self vir een van die sendelinge wat daar in sy kamp wou kom werk, maar wat met die woord van God na die Zulus toe wou kom, sê hy reguit, hy jaag hulle daar weg. Hy sê vir hulle, my volk het Jesus Christus nie nodig nie. Ek is hulle koning. Hulle het nie 'n verlosser nodig nie. Ek is hulle God. Ek gebied oor lewe en dood. En daarom sien ons dat die manskappe wat Piet Retief en sy manne doodgeslaan het, Piet Retief se hart uit sy borskas uitgesny het en dit vir koning Dingaan gebring het, omdat hulle geglo het dat hy God is. So hierdie stryd, en hoor mooi, hierdie stryd waaroor ons hier praat, is nie 'n stryd primêr tussen wit en swart, geel en bruin, maar geloof teenoor ongeloof. Daar is eintlik net een van twee posisies waar 'n mens kan wees op aarde. Of jy is by Jesus Christus aan sy kant, binne in sy laar, of jy is aan die wêreldse kant, soos koning Dingaan, buite die laar van God. En dit sê die Psalm 34 vers 8 so mooi. Die engel van die Here, Jesus Christus in die Ou Testament, hy trek sy laar rondom ons en hy red ons uit. En dit is die mooi, as jy ooit aan die gebeure by Bloedrivier gedink het, dink so daaroor. Daar was nie net een laar van 64 waans nie. Daar was 2 laars. Psalm 34 vers 8 sê dit. Bo daardie laar was nog 'n laar van die engel van die Here wat hulle kom uitred het. En dit beleef Joshua nou op 'n besondere manier in hierdie gedeelte. Israel is saam met Joshua op pad na die beloofde land, soos die gelofte volk totaal en al op God moes vertrou, om van die Kaap af die binneland in te trek. Met elke draai van die ossewaarwiel moes die vertroue op God al hoe groter en al hoe groter geword. Israel staan op die punt om oorlog te voer teen Jerigo. 8 kilometer van die Jordaan af, dis die eerste groot stad wat jy kry as jy oor die Jordaan in die beloofde land inkom, en Jerigo het dit geweet. En daarom maak hulle sekuriteit van die beste. Hulle stadspoorte en mure van die beste. Hulle boogskutters van die stadsmure af van die beste. Effektief van enige kant af. En voor die stryd begin, soos enige goeie bevelvoerder, so 'n paar dae voor die tyd gaan Joshua die terrein, die slagveld inspekteer. En dit is deur hierdie gebeure, dat ons eintlik begin besef en verstaan dat God se woord hier vir ons presies uitlig wat by Bloedrivier gebeur het. Joshua is seker, hy's daar om te bid. Hy weet, oorlog beteken net 2 dinge, weduwees en weeskinders. En ewe skielik staan daar 'n man by hom met 'n ontblote swaard. Nou Joshua was 'n ervare of 'n bedrewe vegter. Hy's geleer om te kyk van alle kante af waar die vyand vandaan kom, maar die Hebreëse teks sê hier vir ons, Joshua is omkant gevang. Nou daar staan en kyk. So Joshua is generaal van Israel se weermag. Hy sou bewus gewees het as 'n vyand om nader. Maar ewe skielik staan hier 'n man met 'n ontblote swaard en vang hom totaal en al ontkant. Die feit dat die swaard ontbloot is, sê hierdie man wat daar by Joshua staan is reg vir oorlog. Nou vra Joshua 'n vraag, geldige vraag in hierdie gedeelte. Behoort u aan ons of behoort u by die vyand? Met ander woorde, Joshua vra vir hierdie man met die swaard in sy hand, aan wie se kant is jy? Is jy deel van ons of is jy deel van die vyand? Is jy uit Jerigo uit? Waar staan ek met jou? Sodat jy my net ook met kans gee om my swaard uit te haal, sodat ons kan veg.
En nou is dit so mooi dat hierdie man nie vir Joshua verduideliking gee nie. Hy antwoord hom een woordjie. Lees daar in vers 14. Hy sê net vir hom, nee, jy verstaan nie waaroor dit gaan nie. Ek vat nie opdragte van 'n mens nie. En dan maak hy homself aan Joshua bekend. Lees die eerste woorde wat hy sê na hy gesê het nee. Hy sê vir Joshua wie hy is. Hy sê, ek is. In Hebreëus is hierdie woord, ek is, so geskryf, dat dit presies dieselfde woord is waarmee hy homself openbaar aan Moses in Exodus 3. Toe Moses vir God vra, wie moet ek sê, het my na Israel gestuur in Egipte om hulle uit te lei, dan sê God, sê vir Israel, ek is wat ek is. Sê vir hulle, ek is, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig. Dit is my naam gedenknaam van geslag tot geslag. En hierdie woord ek is, wat hierdie man met die ontblote swaard dan nou vir Joshua sê, hierdie woord die ek is in Hebreëus is presies dieselfde stam vir die godsnaam in Hebreëus, naamlik Jehovah. En hier het ons dit dan. Hier staan hierdie man met die ontblote swaard. Moses wil weet wie hy is, hy sê ek is. Joshua wil weet wie hy is, hy sê ek is. Jy wil weet wie hy is, hy kom vandag na jou toe, hy sê vir jou, ek is. Met ander woorde, dieselfde God wat hom aan Moses openbaar, net voor die uittog uit Egipte, dieselfde God wat hom aan Joshua openbaar, net voor hulle die beloofde land intrek. Dit is asof hy op kritieke oomblikke in Israel se geskiedenis homself weer en weer aan ons openbaar. Weet jy hoeveel krag dra hierdie naam van God? Ek is. Dawid sê vir Goliat hierdie enorme reus, 1 Samuel 17:45 sê hy, jy kom na my toe met hierdie gepantserde liggaam van jou, met 'n swaard, met 'n spies en met 'n lans. Ek, Dawid, skaapwagtertjie klein, ek kom na jou toe in die naam van ek is, die Here van die leerskare. En soos ons almal weet wat het met Goliat gebeur. So wat 'n verlammende ontmoeting moes hierdie nie ook vir Joshua gewees het nie. Eers skrik hy homself lam, want uit nêrens uit verskyn 'n man aan hom met 'n ontblote swaard, en net daarna maak hierdie man hom nog bekend ook op die godsnaam aan hom. En dan maak hy sy rang ook aan Joshua bekend. Wat is sy rang in die weermag? Ek is die leerowerste van die Here, die generaal van die hemelse engelemagte. Ek is die leier, ek is die kaptein, ek gee die opdragte en dit gebeur. Nou wat is Joshua se reaksie? Wat moet my reaksie wees op gelofte dag? Wat behoort ons te doen nou dat ons dit gehoor het? Vers 14. Toe val Joshua met sy aangesig op die grond. En hy buig en hy vra vir hom, wat wil die Here vir sy diensknegt sê? Nou elke skrifgeleerde wat ek oor hierdie gedeelte geraadpleeg het, is dit eens. Hierdie man met sy ontblote swaard, en ons sal dit by Bloedrivier ook sien, is Jesus Christus self in die Ou Testament. Net om vir die kinders te verduidelik, Jesus Christus het nie bestaan met Kersfees nie. Jesus Christus se bestaan is nie van, sies tog die arme ou babietjie in die krippie nie. Jesus Christus, sê Johannes 1 vir ons, bestaan van ewigheid tot ewigheid. En die woord, in die begin was die woord was by God, die woord was God, en Jesus sê, ek is die woord. Hoeveel troos is dit nie vir jou nie? Ons sien dit uit Joshua se reaksie van aanbidding. Die wonderlike troos, hierdie leerowerste, oor nie net die engelemagte nie, maar ook oor elke aardse weermag, voer hy oppergety. Psalm 110 sê dat hy gaan sy vyande 'n voetbank maak vir sy voete. Hoe wonderlik dat ons nie by hierdie leerowerste kan gaan stil staan as ons oor Bloedrivier praat nie. Sy swaard is vandag ontbloot nog. Ontbloot oor ons volk, gelofte volk. Sy swaard is ontbloot oor jou gesin.
Sy swaard is ontbloot oor jou wat in 'n geestelike stryd is elke oomblik van elke dag. En dan roep sy naam aan. Roep sy naam aan. Weet jy hoeveel krag het dit? As jy die gestryd gewonne wil gee in jou gesondheid. As jy vir God wil sê in ware roue gebed en aanbidding, my gesondheid is nie meer nie, dan antwoord hy net sy naam. Ek is. As jy vir hom wil sê, my huwelik of my verhouding met mense vir wie ek baie lief was, is nie meer nie, dan sê hy vir jou, ek is. As jy na hom toe gaan met jou finansies, of moeilikheid by die werk of by die skool, dan gaan hy jou antwoord met die woord. As jy vir hom sê, ek wil nie meer nie, ek kan nie meer nie, dan sê hy vir jou, ek is. En hoe kom Jesus Christus nie elke gelowige in die Ou Testament te hulp op die oomblik wat hulle dit die nodigste het nie? 'n kinderlose Hagar, 'n besorgde Abraham oor Sodom en Gomorra, 'n doodsbenoude Jakob wat vir sy broer moes vlug, Esau. Dan staan die engel van die Here daar om hom te troos. 'n moedelose Moses wat nie meer kan nie, dan sê die engel van die Here daar om hom te bemoedig. 'n angsbevange Gideon wat in 'n parskruip gaan wegkruip, dan kom die engel van die Here na hom toe en sê vir hom, dapper held, staan op. Die 3 vriende van Daniël in die brandende vuuroond, en as hulle weer kyk, staan daar 4 manne, die 4de een, die engel van die Here, die man met die ontblote swaard, die leerowerste van Israel. Daniël word in 'n leeukuil gegooi. Wie bind die bekke van daardie leeu's? Die engel van die Here. Joshua staan daar. Wie staan langs hom? Die engel van die Here, die leerowerste van Israel. Dit is dieselfde leerowerste wat vandag nog sy swaard ontbloot hou oor hierdie gelofte volk aan die suidpunt van Afrika. Kom ons dink 'n bietjie saam daaroor. As jy moedeloos is vandag, as jou omstandighede vir jou net een te veel geword het, as ons omstandighede as gelofte volk vir ons in hierdie land een te veel geword het, besef, is nie ons stryd nie. Joshua vra vir hierdie man met die ontblote swaard, aan wie se kant is u? Hy sê vir hom, ek is aan niemand se kant nie, jy's aan my kant. Jy veg my stryd, ek veg nie jou stryd nie. So as jy moedeloos wil word, die oorlog is syne. Alles is in sy hande. En hy is reeds oorwinnaar. Hy het selfs die dood oorwin. En deur hierdie oorwinning oor die dood, terwyl hy sy ontblote swaard in sy hand hou, gee hy vandag vir jou die versekering. Jy waarop daar getrap word in hierdie land, omdat jy die verkeerde veldkleur het. Jy wat nie werk kry nie, jy wat bekommerd is oor jou kinders se toekoms in hierdie land, jy teen wie daar gediskrimineer word, jy wat in 'n land lewe waar die meerderheid, die enigste land ter wêreld, waar die meerderheid drakoniese wetgewing moet instel om hulle self aan 'n minderheid te beskerm. Dis die enigste land in die wêreld waar dit so werk. Vir jou het ek vandag 'n boodskap. 1 Korintiërs 15:57. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gegee het deur ons Here Jesus Christus. En daarom is my oproep van jou vandag, gelofte volk. Moet nooit jou kop laat hang nie. Moet nooit jou skouers sak nie. Want al verloor jy hier en daar 'n veldslag, die leerowerste van Israel met sy ontblote swaard het reeds die oorlog vir jou gewen. En Bloedrivier is getuienis daarvan. Van die stryd tussen geloof en ongeloof. Van die stryd tussen koning Jesus Christus en koning Dagan. Van die stryd tussen vader en voorvader. En om uitvoering te gee aan die gelofte wat Tannie Alet nou vir ons gaan lees, wil ek graag van hierdie geleentheid gebruik maak om presies hier waar dit staan op hierdie bord, dat ons aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons hierin moet deel binne die lyn van Joshua 5, 'n paar belangrike geskiedkundige dinge uitlig. Jy besef natuurlik, jy leef nou onder die ontblote swaard van die leerowerste van Israel. Vir wie is jy bang? Hoekom bewe jy? Hoekom kyk jy nuus, lees 'n koerant en ewe skielik gaan jy in 'n modus van kla in swartgalligheid in? Want die vraag is so baie,
waar kom ek vandaan? Eintlik vra ons dit vir ons kinders op. En ons kinders vra ook saam met ons, in hierdie land, wat soek ek hier? Wat het God gedink toe hy my hier wou sit? Want ek moet keer op keer hoor, in parlement, in skool en selfs in sekere liberale kerke. Weet jy wat, jy is nie eintlik welkom hier nie. Jy hoort in Europa, gaan terug. Dink jy het voor jou geboorte vir God gesê, ek wil Afrikaans praat. Ek wil in Suid-Afrika wees. Ek wil onder die gelofte lewe. Hy het dit gekies. Jy bestaan, en die manier hoe jy bestaan, het jy aan hom te danke. En hier is hoe jy hier opgeëindig het, gelofte volk, het alles met jou geloof te doen. Primêr met jou geloof te doen, nie jou kultuur nie, jou geloof. Hierdie gelofte volk is gebore uit geloofsvervolging in Europa, waar die protestante deur die Rooms-Katolieke uitgemoor is. Ons dink aan Bartholomeusdag, 23 Augustus 1572, toe 10.000 protestante, net om agtergrond te gee, ons wat gereformeerd, hervormd, NG, APK's, ons kom uit die lyn van die protestante. Hierdie protestante in Europa is uitgemoor, soos vlee, 10.000 op 'n nag in Parys, in Frankryk. Soveel so, dat die moordsyfer tot 80.000 gestyg het in 'n week. Daar word vertel dat as jy in Parys se strate geloop het, en jy het nie protestante bloed op jou voetsole gehad nie, dan het jy mooi geloop. En dan ontbloot die leerowerste van Israel, die man wat aan Josua verskyn het, wat ook by Bloedrivier was. Dan ontbloot hy sy swaard. En dan vlug hierdie gereformeerdes uit Nederland en uit Frankryk, en God skep vir hulle lewensruimte hier in Suid-Afrika. Ja, daar's as gevolg van omstandighede baie mense wat vandag uit Suid-Afrika uit immigreer. Ek dink nie hier's vanoggend 'n gesin of 'n familie wat hier sit wat nie familie in die buiteland het nie. Onthou net een ding baie mooi in die geskiedenis. Daar was 'n tyd in die geskiedenis waar mense uit Europa uit Suid-Afrika toe gevlug het. Daar was 'n tyd in die geskiedenis waar mense uit Europa uit Suid-Afrika toe gevlug het. Net 360 jaar terug kom hulle hier aan met hulle skepe, 3 skepe met skeepskiste. En weet jy, gelofte volk, wat is in daai skeepskiste van hierdie genote en hierdie Hollanders? Nie die Huisgenoot of die Landbouweekblad nie. Die Statenvertaling. Dit, die Psalmboek. Dis al wat vir hulle saak gemaak. Dis al wat vir hulle saak gemaak. Is die Statenvertaling, hulle woord, hulle Bybel en hulle Psalmboek. En met dit kom hulle hier in Suid-Afrika aan. En wanneer hulle hier aanland, dan as Jan van Riebeeck sy voete op hierdie grond in die suidpunt van Afrika sit, dan is die eerste woorde wat hy doen, hy bid. Hy bid, hy sê, help ons Here om u woord ook op hierdie donker kontinent te versprei. Hy bid vir Suid-Afrika en sy bekering. Dieselfde Jan wat tot vandag toe nog die skuld kry vir alles omdat ons onder 'n onbevoegde regering staan. Hy bid dat God se woord in hierdie land verkondig mag word, tydig en ontydig. En toe hierdie gelofte volk se lewe weer ondraaglik gemaak word in die Kaap, 'n paar jaar later deur die Engelse en die Khoisas, wat met hulle stamme aan mekaar die vee kom plunder het, toe ontbloot die leerowerste van Israel weer sy swaard. En hy skep weer vir hulle lewensruimte, die binneland van Suid-Afrika, en wat ons noem die Groot Trek, om net tog 'n rustige bestaan te kan voer. Ons is dus nie 'n klomp koloniale fortuinsoekers nie. Ons is dus nie gronddiewe, soos baie jou wil laat glo nie, en veral nogal kerke ook nie. So bygesê is eintlik skokkend om te hoor van die gelofte komitee, dat daar Afrikaanse kerke in ons dorp is, wat hulle distansieer van die gelofte, wat nie meer gelofte
wil vier nie. Sal nou hoor wat die implikasie is vir hulle. Hierdie volk se identiteit is deur haar geloof bepaal. En op die walle van die Vetrivier, as hulle die binneland intrek, dan erken hierdie volkie, hierdie gelofte volk, erken haar grondwet. En dis nie daai Kodesa ding wat onderhandel is nie. Hulle erken hulle grondwet, naamlik die Heidelbergse Katekismus, die Dordtse leerreëls en die Nederlandse geloofsbelijdenis. Hulle sê daar op die walle van die Vetrivier, hierdie is ons grondwet. En dan skryf een van die predikers, Erasmus Smit, in sy dagboek oor die voortrekkers, hy skryf, ons is een gereformeerde gemeente, reisende in die woestyn was. Hulle wat hulle self benoem, voortrekkers benoem hulle self, nie deur hulle kultuur nie. Hulle sê nie eerste, ons is Afrikaners, of ons is boere nie, of ons is voortrekkers nie, nee. Hulle noem hulle self 'n gereformeerde gemeente, reisende in die woestyn. Weer 'n bewys dat hierdie gelofte volk se ontstaan uit geloofswortels is en nie kultuurwortels nie. Dit was vroeër in 1838, ons moet daai aanloop tot die gelofte baie mooi verstaan. Dit is baie belangrik om die konteks van Bloedrivier te verstaan. Op 6 Februarie 1838, daai selfde jaar, word Piet Retief en 69 manne deur Dingaan in sy hoofstad doodgeslaan, toe hulle oor grondgebied wou gaan onderhandel het. Hulle verminkte lyke word daar buite Dingaan se stad op Dlomo, wat genoem word Moordkoppie, gegooi soos 'n sak ou vullis. Op 17 Februarie 1838 Op 17 Februarie 1838 om 1:00 die nag breek die donkerste uur van hierdie gelofte volk se geskiedenis aan. Toe Zulu magte tydens donkermaan besluit om op Moordspruit en Bloukrans en Wenen aan te val. 485 mans en vrouens sterf. Maar die hartverskeurende van alles was, en ek wil hê jy moet na daai Osewaalwiel kyk as ek dit nou sê. Daai Osewaalwiel wat daar staan. Die hartverskeurende van alles was die 185 kindertjies en babietjies wat deur die Zulus aan hulle voete gegryp is en wie se koppies pap geslaan is teen daai Osewaalwiele, laat die bloed teen dit afgeloop het. Ons dink vandag aan 'n geloofsheld soos 'n 12-jarige seentjie Dirkie Uys, wie se pa Piet Uys by Italeni gesneuwel het, waarna Dirkie in die Zulu magte ingehardloop het en op sy pa se lijk gaan lê het om dit net te beskerm en op sy pappa se lijk pap geslaan is. Verder moes hierdie gelofte volk van ons hongerte, siekte en onmenslike koue trotseer. Gaan kyk maar in die geskiedenis van Rachel de Beer. Mense sou kon sê die stryd is verlore. Maar dan maak hierdie teks vir ons Bloedrivier oop. Hou jou oë op die leerowerste van Israel. Want dit het so met ons gegaan van ons ontstaan af. Hoekom sal dit nou ewe skielik beter gaan? Saam met Jesus Christus se bloed aan die kruis het daar gereformeerde baba bloed aan Osewaalwiele gevloei, sodat jy vanoggend hier kan sit. Hou op met hierdie jammer sê mentaliteit te lewe. Jy is geloftevol onder die leerowerste van Israel, onder sy ontblote swaard. Maar dan kom die moedeloosheid weer oor hierdie gelofte volk. Al meer manne wat begin opstaan en sê, al meer van hierdie trekkers, al meer van hierdie gereformeerde gemeente in die binneland sê, kan nie meer nie. Stryd is verby. Ons moet dit verlaat. En dan is dit die geloofsvrouens wat opstaan. Ons geloofsmoeders wat die manne ooreed en vir hulle met trane in hulle oë as gevolg van hulle vermoorde kindertjies vir hulle man sê, ons bly hier. Die dood van ons kinders was nie verniet nie. Die stryd tussen geloof en ongeloof
is nog nie klaar. En dan kom ons nader aan daai oggend van die 16de Desember. Die Engelsman Alexander Bigger wat homself by die geloftevolk kom aansluit het, wat die binnewerk van Dingaan se weermag baie goed geken het, sê Dingaan has got a well-trained army of between 30,000 and 40,000 men. Jy moet nie die vyand ooit geringskap. Jerigo was versterk. Jerigo se boogskutters kon skiet. Jerigo se stadspoorte was gesluit. Maar wat het gebeur? Ons almal ken die geskiedenis van Jerigo. Dit kon God 'n oomblik gebeur. Dit kon God 'n oomblik geneem het, maar hy gebruik 6 dae deur die werk van die priesters en die manskappe om daai walle, wat die vyand gedink het, hulle gaan laat staan, totaal en al, in duie te laat stort. En daarom, geliefde geloftevolk, ons het hier te doen met waarskynlikhede nie. Ons het hier te doen met 'n God wat bo alles troon. Toe daar nie meer uitkoms was vir hulle nie, was daar net een rigting, en ek wil hê jy moet vanoggend dit besef, boontoe. Op 9 Desember 1838 lê die trekkers vir die eerste keer hierdie gelofte afstaande met hulle hoede op hulle borste, bevestig met die woord Amen. Daarna word die gelofte elke aand tot en met die 15de Desember afgelê. Op die 12de Desember 1838 trek die trekkers in die reën, en ek gaan nou verduidelik hoekom dit belangrik is om dit te verstaan. Hulle het in die reën getrek. Daar's groot kommer dat die voorlaaiers wat hulle in daai tyd gebruik het, nie sou ontbrand nie sou skiet nie. Die 13de trek hulle steeds langs die Buffelsrivier af in die reën. Op Saterdag die 15de Desember trek hulle met 64 waans laer by die Kalmoerrivier. En daardie nag breek 400 manne in psalmsang uit. En hulle sing gelofte psalms wat ons vanoggend ook in hierdie erediens sing. Hulle sing nie stapsoldaatjie of enige geestelike liedjie, vat my oorlog toe nie. Afhanklik bewus van die leerowerste van Israel. Straf tog nie in ongenade my misdade. Sodat die Zulus gesê het, hoor hierdie mense, hoor hoe huil hulle, en vir hulle geskreeu het en gesê het, sing julle maar lekker, want julle sal nie môre aand die son sien ondergaan nie. En toe begin heeltyd die stryd tussen geloof en ongeloof, toe begin die ongelowige mag daardie nag te sing. Nie treurig nie, opgewek, groot praterig, 'n voorsanger wat geskreeu het, is dit die geeste van die voorvaders wat ons hier oproep, die Nkosi, wat ons so aanbid as ons volkslied sing. Is dit die voorvader Nkosi wat ons hier oproep, die Nkulunkulu wat deur hulle aanbid is. Ook 'n oorlogslied vir Dingaan nogal, hulle koning en hulle God. Wat skreeu hierdie magte voordat hulle op die laar afstorm? Hulle sê, ons gaan vir jou, ons koning en vader, leeu, olifant, bevryder, koning van die konings, koning van die Zulus, ons groet jou. Daar was baie bekommernis, geliefde gelofte volk, in daai laar, daardie nag. Buiten die 30 tot 40.000 Zulus, wat dreensang vir die voorvader en geeste net buite die laar, was daar reën. Ons kan nie skiet nie, ons kan niks doen nie. Daar was miswolke voor sonopkoms, die kruit is nat, die ou voorlaaier kan nie skiet nie. Na 6 tot 8 skote kon 'n voorlaaier geweer begin ontplof, onbeheerbaar warm geraak. 'n Goeie skut kon 1 patroon in 2 minute herlaai. Hoe ver kon 'n fikse Zulu kruiger in 2 minute in die hardloop nie? Die ongeveer 1000 beeste en perde en vee wat binne in daardie laar vasgevang is, kon deur hierdie mal gedreun losgebreek het en die laar stikkend gehardloop het. Die nag van die 15de, en dan laat ek my nie vertel dis toevallig nie. Ek hoor deesdae, daar's 'n lyn in die gelofte wat sê, ja, maar al hierdie goed, daar's logiese verduidelikings daarvoor, dit kon so gewees het, dit is nie. Dit is goddelike ingrype. Die nag van 15 Desember 1838 was dit mistig. Die voorlaaier kon nie skiet nie. As dit nie mistig was nie,
het die Zulus die nag aangeval. Soos hulle gemaak het by Wenin, Moordspruit en Bloukrans, dit was hulle taktiek geweest, die nag. Maar toe breek Sondagoggend, 16 Desember 1838 aan. Van die mis is daar nie sprake nie. Die reënweer waarin hulle 'n hele week lank getrek het, is opgeklaar. Daar's nie 'n wolkie in die lug nie. As dit mistig was, het die Zulus aangeval tydens die nag van die 15de, as dit nie mistig was nie. As dit die oggend van die 16de gereën het, kon die voorlaaiers nie skiet nie. En jy wil vir my sê, daar's so iets soos toevalligheid in die geskiedenis van hierdie gelofte volk? Nee. Met die gebruikelike oskop taktiek kom die swart skilde van die Zulus nader. Die trekkers vuur en die Zulus val letterlik teen die waans dood, maar nie een breek deur nie. Die lyke begin 50 meter van die laar af ophoop. Soveel so dat die kruitrook oor die laar begin hang, dat hulle nie meer kon sien waarheen om te gaan nie. En weer storm die Zulus en weer word hulle afgemaai. Hierdie slagting word so groot by die Mpomo rivier, dat dit van waterkleur verander en bloedrivier word. En die wit skilde, hierdie ervare Zulu kruigers wat al deur 'n paar gevegte is, nie lank voor dit nie 'n groot en deurdagte Engelse mag ore aangesit het. Hulle tree nou toe tot die geveg. Hulle wil basies die skoonmaakwerk kom doen op hierdie 400 manne. Hulle hardloop in die swart skilde vas en almal slaan op vlug. Vir etlike ure agtervolg die trekkers te perd hierdie vlugtende massa en baie van hulle word gedood. Jare later, en ek wil hê jou aandag moet nou hierop wees, want hier kom die teks by Bloedrivier uit. Jare later, 1881, vertel 'n Zulu kruiger wat Bloedrivier oorleef het vir Dominee J.C. van Rooyen die volgende. Hy sê, ons was nie bang vir die gewere nie. Ons ken gewere. Ons ken klank van 'n geweer en ons weet ook wat julle gewere kon doen. So is nie bang daarvoor nie. Maar ons is deur vrees oorlaai toe ons elke keer wanneer ons nader wou kom aan julle, bo die laar 'n leerowerste gesien het, op 'n wit perd met 'n swaard in sy hand. En as ons wil toetree tot die geveg, het hierdie leerowerste met die swaard in sy hand nader gekom met 'n magdom glinsterende figure agter hom. Ons weet nou dis sy engele mag. En elke keer as ons die laar wou binneval, is ons deur die man met die ontblote swaard in sy hand verhoed. Dit skryf Dominee J.C. van Rooyen in sy dagboek. Presies wat Josua 5 sê, presies wat Openbaring 19 sê wanneer die tweede bloedrivier aanbreek. Toe het ek die hemel geopen gesien. Daar was 'n wit perd. En hy wat op die perd sit, word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog en geregtigheid. En dan word daar van hom in vers 15 gesê, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard, om die nasies daarmee te verslaan. In die namiddag is alles verby. Om die laar en die donga lê daar ongeveer 3000 lyke. Aan die trekker se kant is daar 3 manne liggewond. En nie toevallig dat een van die leiers in sy hand gewond is nie, so asof die leerowerste net vir ons gelofte volkie wil kom sê weer vandag kom sê. Moenie op leiers staat maak nie. Gaan kyk in jou geskiedenis wat het gebeur elke keer wanneer jy aan 'n leier vasgehou het, 'n menslike leier. Hierdie gaan ons verlos of hierdie gaan ons verlos. Dit het nie gebeur nie. Daar's een leier, die leerowerste van Israel oor hierdie volk. En op 16 Desember 1838 het ons gelofte volk geword. En is ons dit tog tot vandag toe nog, en het ons die verantwoordelikheid om hierdie gelofte te betaal. Ongeag wat die papbroek geestelike leier, die predikant of pastoor wat polities korrek probeer wees vir jou probeer leer vandag. Ongeag wat die liberalis jou wil wys maak, jy is gelofte volk, jy het een leier
die leerowerste van Israel. Waarlik, Bloedrivier was 'n stryd tussen geloof en ongeloof. En as jy geloftedag nie vier nie, dan ontken jy dat daar 'n stryd is tussen geloof en ongeloof. Dan ontken jy dat daar 'n stryd is tussen Vader en voorvader. En dan ontken jy die leerowerste van Israel met sy ontblote swaard. Soos Joshua tot die besef gekom het, Jerigo is nie my geveg nie, het die 400 man in die laar by Bloedrivier tot die besef gekom. Wat hier gebeur het nie deur ons toedoen gebeur nie. Dit was en is nog steeds Jesus Christus wat tot vandag toe nog vir ons veg. So het die gereformeerde gemeentes, die trekkers soos hulle self genoem het, die gereformeerde gemeente besef, Bloedrivier was nie ons geveg nie. Bloedrivier was Jesus Christus se geveg. En as daar iemand vandag na jou toe kom en jy kry die idee, hy wil praat uit selfvoldaanheid en hoe ons volk en hoe ons dit reg gekry het, maak hom stil. En gee al die eer aan die leerowerste van Israel. En so sê hy vandag nog vir jou, jy wat in jou eie Bloedrivier gewikkel is, waar jy voel ek kan hierdie stryd onder geen omstandighede wen nie. Die omstandighede in my lewe is net van so 'n aard, ek sien nie uitkoms nie. Kom sê hy vir jou, jy's nie alleen nie. Bid tot hom. Ek gee hierdie geveg, Vader, gee ek in die hande van u seun Jesus Christus, die leerowerste met die ontblote swaard in sy hand. Wie se naam is, ek is. En as jy dit besef, dan wyk alle vrees uit jou hart uit. Dan kan selfs die tweede Bloedrivier maar kom. Want Psalm 34 vers 8 sê, die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees, en hy red hulle uit. Ek sluit af en ek bemoedig jou met die woorde van Jesus Christus uit Johannes 16 vers 23. Dit het ek vir julle gesê en ek sit hier by geloftevolk, dat julle vrede kan hê. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, julle het dit nou gehoor. Maar hou goeie moed. Ek, die leerowerste van Israel met my ontblote swaard, ek het die wêreld oorwin. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, maak ons harte leeg van selftrots. Maak ons harte leeg van selfafhanklikheid. En vul ons met 'n diepe besef van dankbaarheid. Gee dat ons die hand van die leerowerste van Israel met sy ontblote swaard in die geskiedenis van die Ou Testamentiese volk, in die geskiedenis van die Nuwe Testamentiese kerk, in die kerkgeskiedenis, maar ook in die geskiedenis van hierdie gelofte volk aan die suidpunt van Afrika mag raak sien. 'n Volk wat daar ontstaan alleenlik aan U te dank het. 'n Volk wat uit geloofswanhoop, kan 'n mens dit amper stel, en geloofsvervolging ontstaan het, na die suidpunt van Afrika gevlug het. En dankie ook, dat hierdie vandag in hierdie gebou die produk daarvan is. Mense in Rustenburg en ons omgewing, wat met dankbare harte saamkom oor die wêreld heen, om te sê, 16 Desember 1838, bo die laar met sy 64 waans, was daar 'n leerowerste, met 'n ontblote swaard in sy hand op 'n wit perd, met 'n magdom van glansende beelde agter hom, wat toegetree het
tot die stryd. Jesus die Christus. Mag ons vandag al die eer alleen aan U toebring. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan voor wil vra of ons die oproep tot die gelofte dit lees, baie dit doen, vra vir André en vir Dewald Potgieter om na vore te kom. Ons gaan hierdie pragtige gelofte bord wat die Hanna vir ons gemaak het, gaan hulle twee vir ons hanteer en draai, sodat net daarna ons kan opstaan en kan hy net na vore kom en ons die gelofte hiervan aflees. Ek weet nie uitgewerk nie, maar almal wat vandag hier iets doen is of Potgieter of 'n Pretoria. So, ons is dankbaar vir hulle die eerste vir ons. Julle twee manne kom vir ons voor te kom vir ons die volgende doen. Kinders van 'n duur gelofte aan die God wat steeds bestuur. Hier staan ons geslag ontheidend voor 'n groter bloedrivier. Kom ons kniel nou soos weleer in die ou gelofte neer. Bid dat God hom nog ontferm en ons in die stryd beskerm. Kom ons staan en ons doen ons gelofte voor ons Vader. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat tot sy eer sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Deus
Ek wil op hierdie besondere dag die van die geleentheid gebruik maak om God se seën jou weer saam te stuur. Vang hierdie seën, van laat dit jou eie gaan leef vanuit vrede, wat hierdie seën vir jou gee, midde in baie moeilike omstandighede. Die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns, en sê, so moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê. Die Here sal jou seën, en hy sal jou behoed. Die Here sal sy hand gesig oor jou laat sprei, en sal jou genade wees. Die Here sal sy hand gesig oor jou verhef, en hy sal vrede